Tap jy in 'n stikkende liefdesdenk in? Ek kyk ander YouTube-video's en daar gee hulle gereeld 'n shout-out. Hulle gee krediet waar krediet verdien moet word. So hierdie is my eerste shout-out, my dankie sê. Dankie vir my beste vriend. Jy weet wie jy is, met wie ek al urelange filosofiese gesprekke gehad het, wat my brein voeding en inspirasie is vir interessante vrae, wat oor meer kan praat as net cricket en ekonomie, wat lekker lang gesprekke met my het oor die sake van die hart. Ek eer God vir mense soos jy in my lewe. En hier was sy vraag. Hoe gee jy vir iemand liefde, wat net die liefde nie wil ervaar nie? Was jy al ooit in daardie posisie, waar jy vir iemand 'n bos blomme gee, en dan eis hulle nog 'n bok sjokolade ook? Waar jy vir iemand 'n kompliment gee oor hulle mooi skoene, en dan moan hulle net omdat dit die enigste paar skoene is wat hulle het. Jy gee vir hulle 'n stukkie van jouself en jy sien dit eindig op in die asblik, of dit nou letterlik of figuurlik is. Hier is die goeie nuus. Dis nie jy nie, dis hulle. Moenie jou liefde as asblik waardig aanskou nie. Jy gooi petrol in, maar jy gooi dit in 'n stikkende motor in. Indien die motor stikkend is op 'n ander plek, ongeag van watter petrol jy daarin gooi, die motor gaan nog steeds nie werk nie. Gooi daar dieselfde petrol in 'n motor in wat werk, en sien daar, voilà, maar die motor ry. So daar is 'n probleem. Is daar 'n probleem met die petrol of met die kar? Is daar 'n probleem met jou liefde of met die ontvanger daarvan? Die storie van Rachel en Lea in die Bybel verduidelik dit so mooi. Rachel het alles gehad waarvan haar suster Lea kon gedroom het. Rachel was 'n mooi vrou. Lea was 'n vaal vrou. Rachel het die totale aandag gehad van haar man Jakob. Lea het min aandag van haar man Jakob gehad. Rachel en Lea, die twee sissies, was getroud met dieselfde man Jakob. Rachel was sy oogappel. Lea was niks in sy oë nie. Toe hulle oor die Jordaanrivier getrek het, het Jakob vir die mooi geliefde Rachel die beste beskermste posisie gegee in die vloot van voortrekkers, of was hulle nou Israel trekkers. Maar nogtans het Rachel gereeld al speelgoed rondgegooi soos 'n 2-jarige met 'n vloermoer. Dit was nie omdat Jakob se liefde minder werd was nie. Dit was net bloot omdat Rachel se liefdesdenk stikkend was. Ongeag van hoeveel liefde Jakob vir Rachel gegee het, sy was of die hele tyd vies, of nikkerig, of mounerig, of klarig oor iets. Jakob het bloot net in 'n stikkende motor petrol ingegooi. Die volgende verhaal is die verhaal van Hosea en sy vrou Gomer. Hosea is 'n prominente man in die samelewing. Hy is 'n man van God. Hy het 'n goeie werk met 'n goeie inkomste. Hy is 'n gesiene man van die gemeenskap. God gee vir Hosea die opdrag om te gaan trou met Gomer. Gomer is 'n vrou van die nag. Sy is 'n prostituut. So hier is die inspirasie vir die film Pretty Woman. Dit was 'n spogtroue. Die burgemeester was daar. Die hoofdominee van die dorp was daar. En al the who's who in Israel was daar. Hosea is 'n liefdevolle man en later 'n baie goeie pappa. Maar Gomer gaan weer terug na haar ou paai toe. Gomer gaan slaap weer saam met 'n ander man. Hosea sien dit. Hosea vergewe haar. Gomer gaan weer terug na haar ou inkomste toe. Nie dat sy dit nodig het nie. Sy gaan weer terug om 'n prostituut te word. En eindig op as 'n slaaf op 'n mark. En Hosea gaan koop haar terug. Die hele res van die boek handel oor hoe God van daardie punt af intree en met Gomer werk. Was Hosea verkeerd? Nee, glad nie. Maar God illustreer juis in hierdie kort profetiese boek vol gedigte wat God se plan is met ons.
Dit is net wanneer ons by hom gaan aanklop, waar hy vir ons begin veg. Ek het 'n persoonlike getuienis oor hierdie hele Lee liefdesdenk. Ek maak CD's, dis my ding, met liedjies vir mense. 'n Paar van my gunsteling liedjies. En nee, dit is nie sappie liefdesliedjies nie. Dis meestal vrolike liedjies en dan ook 'n paar van my gunsteling aanbiddings of worship liedjies. Maar 1 keer 2 jaar terug het ek vir iemand wat op daardie stadium baie spesiaal was vir my, 'n CD gegee. En maande later, toe sien ek toevallig dat die CD leeg gebreek in sy kar. Dit het my hart gebreek. Of hy dit nou opsetlik gedoen het of nie. Ek het vir 'n kort rukkie opgehou om die CD's te maak. Maar iemand het vir my weer gevra vir een van my CD's en so het die tradisie weer begin. En so het ek ook een gemaak vir my beste vriend. En ongeveer 4 maande later, nadat ek vir my CD gegee het, ry ek saam met hom terwyl die CD te lekker speel in sy kar. En die hele kar is vol mense. En net daar gee hy vir my die erkenning om te sê, dis die CD wat jy nog vir my gemaak het. En so het God vir my die model gewys, saam met gebreekte motors en die petrol. God sal herstel en regstel die leuns wat ons glo. Dat dalk is daar iets fout met ons petrol, ons liefde wat ons verander gee. So dalk is die liefdesdenk juis in jou lewe sodat jy kan bid dat hulle 'n ware intieme verhouding met God kan begin, soos Hosea gebid het vir Gomer. Dalk is die liefdesdenk persoon juis in jou lewe, sodat jy kan begin raak sien hoeveel stikkende liefdesdenk mense daar in ons samelewing is. Dalk is die persoon juis in jou lewe om vir jou 'n voorbeeld te wys van hoe erg dit werklik kan raak wanneer daar 'n wig is tussen jou en God. Dalk is die persoon juis in jou lewe sodat jy kan sien, ongeag van hoeveelheid liefde en regmerkies jy vir hulle doen, dit sal net 'n divine intervention vat om hulle te kry om jou liefde te ervaar. So my advies met hierdie liefdesdenk mense is, dra hulle op aan God, laat God met hulle werk, en dan wag jy op God. Maar dis hoe jy op God wag. Jy gaan soek vir jou 'n string ander begunstigdes uit vir jou liefde, soos Hosea gedoen het. Hosea het vir Gomer volgens God se opdrag vir 'n jaar alleen gelos, en hy het sy liefde gefokus en gegee vir God, vir sy kinders en vir die Israel nasie. En nou jare later leer en lees ons nog steeds Hosea met sy inspirerende verhaal van 'n gebroke hart profeet met 'n hartverwarmingsboodskap. En in daardie isolasie, daardie woestynperiode, het God vir Gomer genees.